Exodus, hoofstuk 2. Gedurende hierdie tyd het 'n man uit die nageslag van Levi getrou met 'n vrou wat ook uit die nageslag van Levi was. Die vrou het swanger geword. Sy het 'n seentjie in die wêreld gebring. Die kindjie was baie mooi en sy ma het hom vir 3 maande weggesteek. Dit het later moeilik geraak om die kind weg te steek. Toe maak sy 'n gevlegte mandjie van biesies. Sy het die mandjie waterdig gemaak met klei en pik. Daarna het sy die seentjie binne in die mandjie neergelê en die mandjie tussen die riete aan die kant van die Nylrivier neergesit. Die seentjie se ouers se daar naby gaan staan en die mandjie opgepas om te sien wat volgende gaan gebeur. 'n Dogter van die farao gaan toe af na die Nyl om te was. Haar diensmeisies het op en af aan die kant van die Nyl geloop. Die dogter van die farao sien toe die mandjie tussen die riete. Sy stuur toe een van haar diensmeisies om die mandjie te gaan haal. Sy het die mandjie oopgemaak en die seentjie gesien. Die kind het gehuil. Dit het haar hart sag gemaak en sy het die kind jammer gekry. Sy sê toe, dit is beslis 'n Hebreër se klein seentjie. Die seentjie se ouers het nader gekom en aan die farao se dogter gevra, moet ek miskien iemand uit die Hebreëse vroue kry om die baba te borsvoed? Sy het geantwoord, asseblief ja. Daarop het sy gehardloop en die seentjie se ma gaan roep. Die dogter van die farao sê toe aan die vrou, ek wil hê dat jy hierdie klein seentjie vir my moet borsvoed en versorg. Ek sal jou vir jou moeite beloon. Daarop het die seentjie se ma hom geneem en gaan versorg. Toe die kind groot genoeg was, het sy ma hom na die farao se dogter gevat en hy het haar seun geword. Sy het hom Moses genoem, wat uithaal uit die water beteken. Sy het gesê, ek het hom mos uit die water uitgehaal. Moses het groot geword. Gedurende die tyd het hy eendag uitgegaan na die Israeliete. Hy het gesien hoe hulle slawediens moes verrig. Hy kom toe af op 'n Egiptiese man wat 'n Hebreëse man aanrand. Moses het oral om hom rondgekyk. Toe hy seker was dat daar niemand is wat hom sien nie, het hy die Egiptenaar doodgeslaan. Daarna het hy hom in die sand begrawe. Die volgende dag het Moses weer uitgegaan. Toe sien hy 2 Hebreëse mans wat met mekaar beklei. Hy vra toe aan die een wat verkeerd was, vir wat slaan jy jou volksgenoot? En die man antwoord, is jy nogal as regter en bevelvoerder oor ons aangestel? Wil jy my ook doodslaan soos jy daar die Egiptenaar gister doodgeslaan het? Toe skrik Moses en dink by homself, werklik, die ding het op die lappe gekom. Die farao het ook van die saak gehoor. Daarom wou hy vir Moses laat doodmaak. Moses het egter na die land Midian gevlug, weg van die farao af. Daar het hy moeg by 'n put gaan sit en rus. Die 7 dogters van die priester van Midian het ook by die put aangekom. Hulle wou water skep om die kleinvee te laat drink. Die ander veewagters het hulle egter weggejaag, maar Moses het hulle te hulp gekom en hulle gehelp om die kleinvee te laat drink. Toe hulle by die huis aankom, het hulle pa Reuel vir hulle gevra, hoe is julle vandag so vroeg by die huis? Hulle antwoord toe, 'n Egiptiese man het gekom en ons gered uit die hand van die ander veewagters. Hy het ook ons gehelp om die kleinvee te laat drink. Daarop sê hy vir hulle, en waar is die man nou? Het julle hom daar agtergelaat? Gaan roep hom gou, hy moet vandag hier by ons eet. Moses het by die man aan huis gebly. Toe gee hy sy dogter Sipora aan Moses as vrou. Sy het vir Moses 'n seun in die wêreld gebring. Moses het hom Gersom genoem, wat vreemdeling beteken. Moses het gesê, ek is 'n vreemdeling in 'n vreemde land. Na verloop van tyd het die farao gesterf. Die Israeliete het nog steeds gebuk gegaan onder harde slawediens. Hulle het tot God om hulp geroep en hulle geroep het na God opgestyg. God het hulle geroep gehoor. Toe dink God aan sy verbond met Abraham, Isak en Jakob. God het gesien wat met die Israeliete gebeur en hoe hulle behandel word.